Môre van die kant af, baie dankie dat ek vanmôre mag deel wees van hierdie wonderlikste geleentheid en ek bid dat hierdie oggend ook op u almanak, u lewensalmanak aangeteken sal wees as dit was 'n wow oggend om so 'n ontmoeting met ons Here Jesus te hê. En omtrent dieselfde uur as wat hy aan die kruis gehang het. Op so 'n Vrydag. 'n Goeie Vrydag. Omdat dit vir ons verlossing gebring het. Mag ook vanmôre dan vir u 'n belewenis wees om te sê ek het vandag naby aan die kruis gevoel. En ek bid die Here se seën op elkeen van u. Dankie sommer ook by voorbaat vir die reëlings. Madeleine en haar groep, ek het 'n klomp van u gesien, baie van u wat kos aangedra het en daar in die kombuis besig was. So dit kom nie maar sommer van self nie. Daai kroontjies wat gevleg is, die tafels, en ek het die swart gesien. Dankie vir die donker wat u vandag donkerder klere wat u aangetrek het, die wat donker het, want meeste van ons dra nie meer swart pakke en goeders nie. En iemand het in Auckland vir net vir my gesê, man, ek het nie so donker nie, ek sê, is reg. Maar die hele gedagte is, dis die kruis, en dan die swart daarby, maar met die Here se genade, Sondag, opstanding. En dan gaan ons wat aantrek. En ek hoop jy gaan blom. En ek hoop daar's van nie wat 'n blom in die hare gaan sit, want dis 'n jubeldag. Want sonder die opstanding is die kruisiging nie voltooi nie. Daarom baie welkom vanmôre in die huis van die Here. Hierdie erediens is tot eer van die drie-enige God, ons Vader, wat alles geskep het en onderhou. Jesus Christus, ons Here, wat aan die kruis vir ons gesterf het. Heilige Gees, wat my oortuig van kunskap. Amen. Geliefdes, genade vir u, vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons sing saam, middelpunt van ons verlange, en die teksvers gaan ook dan vandag oor Jesus in die middel. Ons sing daarvan die eerste en ook die tweede vers.
Ons lees vanmôre uit die woord van die Here uit Johannes 19. Ons lees vanaf vers 17. Maar voordat ons uit die woord lees, kom ons buig eers die hoof in aanbidding. Here, ons Here, Jesus Christus, ons u kinders het vanmôre opgetrek om aan die voete van die kruis te kom kniel, op te kyk na u. En as ons net nou die brood en die wyn neem, dan dink ons aan u gebreekte liggaam, gestorte bloed, ter wille van my, van ons. Sien ons dan in genade aan. Dink aan my, soos wat u ook gehoor het, 'n rower, 'n moordenaar gebid het. En ons met ons sondes, kom ons ook vanmôre sê, Here, dink ook aan my, in Jesus se naam. Amen. Jesus self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, in Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus sê toe vir hulle, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en het in die 4 dele verdeel. Vir elke soldaat 'n deel. En het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Net weer ons teksvers, daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Jesus in die middel. Jesus in die middel van alles wat bestaan, van die begin af. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Jesus in die sentrum van die skepping van die aarde,
Jesus in die middel, toe Adam en Eva gesondig het, en die slang verlei het, en God in die middel gekom het. Jesus in die middel, God in die middel, die volk getrek het, uit Egipte, na Kanaan. Dag en nag, in die middel van die volk, met 'n wolkkolom, met 'n vuurkolom. God in die middel, toe Salomo besluit het om 'n tempel te bou, in die binneste daarvan is ingerig, vir die kern, God in ons midde. En nou, op hierdie dag, op hierdie selfde uur omtrent, Jesus in die middel, tussen twee rowers, bendeleiers, sondaars. Een van hulle het gebid. Die ander een het Jesus gespot. Die een vra genade, die ander een verwerp hom. Die een wat 'n rower was, sondaar, was 'n geweldenaar. Dis hoekom hy gevang is, uit die samelewing verwyder is. Maar as geweldenaar sterf hy ook in geweld. Sonder berou, sonder sonde besef. So naby aan Jesus, dat as hy sy kop gedraai het, sou hy vergifnis in Jesus se oë gesien het. Maar hy kyk weg, en hy spot saam met ander, te sê, as u die koning van die Jode is, verlos jouself en verlos ons ook. En so, ewig verlore, die verdoemenis binne. So naby aan Jesus. Is dit nie tragies nie? In die geskiedenis het ons soveel voorbeelde daarvan. Farao, onthou jy vir Farao, wat keer op keer kom Moses en sê, met wonderwerke, en Farao sê, die Here is daar, en hy erken dit, maar net dan verhard sy hart weer. Dink maar aan Saul, wat die Here self uitgekies het, as koning, eerste koning van Israel, en hy is gesalf, en sy einde, by die heks van Endor. Dink aan Samson, 'n Nasireer, wat van kleintyd af groot gemaak is, om te dien. Waar eindig hy uiteindelik? Filistyne wat hom vang, sy oë uithaal, en hulle gebruik hom soos 'n donkie, om al in die ronde te loop, om meel te maal. Dink aan die ryk jong man, wat na Jesus kom en sê, Here, wat moet ek nog doen, om die koninkryk van God te beerwe? En Jesus sê, jy kort net een ding. Dan sê hy, sjoe, Here, nee, so naby. Dink maar aan Pontius Pilatus. Die hele tyd met Jesus gewerk het en sê, hy is onskuldig. Maar dan was hy sy hande en sê, ek wil met Jesus en sy dood niks te doen hê nie. Ek dink aan Felix, wat Paulus voor verskyn en sê, as hy geluister het op Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Byna word hy, en hy mis die ewige lewe net daar. Demas, wat saam met Paulus op reis was, en dan op 'n plek skryf Paulus, Demas, en ek kan die trane in sy stem hoor, Demas het my verlaat, terwille van hierdie wêreld. So naby. En tog, hoe sê hulle?
A miss is as good as a mile. So naby en tog verlore. Vandag nog? Ja. Het hulle, toe hulle in die winkels was, die paaseiers gesien? Het hulle die paasfees, die klokke gehoor, die kerkklokke vanmôre? Het elkeen op sy almanak gekyk en weet dis Goeie Vrydag? Ja. Maar hulle pak die karavane en hulle gaan kuier en met 'n bier in die hand vang ons vis. En ek sê, ek wil met Jesus niks te doen hê nie. Tot vandag. Aan die ander kant was die ander rower. Hy sê, Here, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En hy kyk na Jesus en hy kyk in Jesus se oë. Vir wie vra hy dit? Wie vra hy redding? Wie vra hy hulp? Nie vir die soldate nie, wat hom kan kom afhaal nie. Hy vra dit van Jesus wat binne 'n uur of so later saam met hom sou sterwe en hy het dit geweet. Maar daar ontmoet hy vir Jesus. En daar gee hy sy hart vir Jesus. Want op daai oomblik het hy ook homself ontdek. En hy sê vir 'n ander moordenaar, jy spot, maar ons word gestraf vir ons, dit wat ons gedoen het. Maar Jesus, onregverdig. Daar ontdek hy vir Jesus, maar hy ontdek ook dat hy as 'n sondaar vergifnis kan ontvra. En dan die antwoord, vandag sal ek saam met jou in die paradys wees. Wat 'n wonderwerk. Hy vra 'n gedagte. Hy ontvang 'n paradys. Hy vra 'n druppeltjie water, hy kry 'n oseaan. En hy vind vergifnis. Mense sou 'n bietjie kon rebelleer en sê, maar weet jy, dit hinder bietjie. Werk dit so? Werk dit so dat iemand sy hele lewe kan maak wat hy wil? En ek meen, hy was 'n rower geweest, hy was 'n dief. Ek dink nie, as ek moet raai, dat hy ooit in die kerk was nie. Ek glo nie hy het daai Ou Testament Bybel gelees nie. Ek twyfel baie sterk of hy gebid het. En nou hier, wanneer die laaste vlammetjie van sy kers so uitgeblaas gaan word, nou wil hy redding vra. En dan die wonder van die evangelie. Jesus wat sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis genade. Hoe groot jou sonde ook al kan wees. Daar's nooit 'n te laat nie. Tot op die laaste oomblik dink aan my Here met belydenis van my sonde, bewus van my oortredinge, en is daar vergifnis. Wat 'n wonderlike Jesus. Maar in die middel tussen hierdie twee hang Jesus eensaam alleen. Sy hele lewe was so alleen. Toe hy gebore is, was die plek in hierdie wêreld vir hom nie. Sy ouers moes vlug uit daai land uit Egipte toe. Uiteindelik, vir 33 jaar was hy baie alleen. Hy sê, die voëls van die hemel het neste, die jakkalse het gate. Die seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie. Soveel skares wat hom gevolg het, Hosanna, Hosanna, en net daarna kruisig hom, almal weer
verdwyn. Sy disippels so naby aan hom gelewe, maar toe die krisis kom, toe vlug hulle almal. Uiteindelik moes 'n vreemdeling sy kruis dra, niemand nie. En so dan word hy gekruisig. My God, waarom het U my verlaat? Maar hierdie is 'n vraag met 'n antwoord. Want die antwoord kom al reeds hier in Psalm 22 voor. Wat is die antwoord? Waarom? Terwille van my, van jou. Ons ongeregtigheid. Ons sondes. En dis mos maar wat voorspel is en wat gesê is. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan, gepynig word. Oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons sondes op hom. Baie mense het gesterf van die kruis daai tyd. Baie mense is dood. Wat was dan die verskil? Die verskil is dat die wêreld se sondes en elkeen wat in hom glo, my sondes, saam met Jesus aan die kruis hang. En daarom is ek amper as dit ware teenwoordig by die kruis. Onbegryplik dat God mens word. Dat hy homself ontledig het, as dit ware, om 'n mens te word. Ek het 'n hondjie gehad, vir wie ek baie lief was. En daai hondjie versorg, kos gegee, spesiale mandjie en 'n kombersie gehad, siek was, dokter toe. Wonderlik. Maar as ek so na die hondjie gekyk het, het ek nooit begeer om so 'n hondjie te kan wees nie. Ek sou nooit kon dink, maar ek wil, al word ek so versorg, ek sal nie 'n hond wil wees nie. Weet jy dat God in die hemel, skepper van alles, het besluit om so te word, 'n mens, onbegryplik, terwille van ons sondes. Terwille daarvan dat ek vandag hier kan sit, as 'n vrygekoopte, en die belofte ook vir jou wag die paradys. En hy hang tussen hemel en aarde. Wat 'n geweldige lyding met die sonde van die wêreld op hom. Helse sonde van mense. En hy hang tussen hemel en aarde. Want die aarde wil hom nie hê nie, want hy is te heilig. Maar die hemel wil hom ook nie hê nie, want hy dra die sonde van die mense. En daarom word hy ook die middelaar. Middelaar beteken die een wat tussenin kom staan. Tussen my, die Vader, wat sonde haat en dit wil straf, en Jesus wat gekom het en sê, ek vat die pak slaag. Ek vat die straf op my. Wat 'n dood, wat ons vandag in gedenk. Iemand het gesê, toe Jesus dit uitgeroep het, moes dit gewees het soos 'n duik. Iemand wat diepsee duik, daaronder. En skielik word die suurstof afgesny, daaronder net. Wat 'n dood, wat ons vandag gedenk, terwille van my sondes. En dan die vraag, Jesus in die middel,
Is hy ook die middelpunt van jou lewe? Jy wat 'n keuse gemaak het. Is hy in jou bloedstroom? Dis die lewe. Is hy die suurstof in jou longe? Is hy die hartklop van jou ganse bestaan? Kan jy vanoggend sê, Jesus in die middel van my lewe? Want Jesus is in die middel van die ganse bestaan. En sy sterwe was die middel van die geskiedenis van hierdie aarde. Kom dan nou na vore en ek gaan u nooi dat ons aan die tafel van die Here gaan kom sit. En ek wil vir u vra dat ons dit vandag so doen. U het dit dalk al so gedoen, maar dankie vir die kerkraad wat my toelaat dat ons dit dan vandag ook weer so mag doen. Ons vra nou dat die tafel in gereedheid gebring word, asseblief. En dan gaan ons die reëling tref dat die diakens ons nie gaan bedien nie. Ek wil vir u vra dat vandag net baie persoonlik gaan wees. Dit gaan 'n ontmoeting wees tussen jou en ons Here Jesus, wie se dood ons vandag herdenk. Ek wil vir u vra dat u na vore sal kom, nie almal gelyk nie. Ons het bietjie tyd. Ons is hier ter wille van dat soos wat dit u voel, nie almal gelyk nie. Kom jy as gesin, as dit kan? Of man of vrou, of enkeling. En as jy sien, daar is so 2 of 3 of 5 of so, want ons kan maar, eintlik kan ons maar aan weerskante kom, ja. Maar kom nou net hier, neem daai stukkie brood. Neem daai druiwesap of die wyn. Kan ek net noem, daar is 'n beker, jy kan dit ook die beker gebruik. En maar as jy dit vat, moenie net vat en dit moet 'n moment word. Van dit maak jy oë toe. Dink aan Jesus, van die wyn, dink aan Jesus. As jy wil, doen 'n klein gebed. Was een keer het ons so geleentheid ook gehad in my gemeente, waar daar 'n gesin was, waar die pa gekom het vir die kleintjies, en kon gesê, hoorie, kan ek gou vir julle verduidelik wat gaan hier aan? Dit was fantasties. Daai moment van 'n ontmoeting met Jesus. Daarom wil ek vra, kom jy na toe? Gebruik tyd. En as jy sien daar's volgende, kan die volgendes ook kom. Daarom gaan ons dan nou gereed maak om aan die tafel te kom aansit. Nie aansit nie, aanloop. Die brood wat ons breek is simbolies. Dit dui op Jesus se gebreekte liggaam. En die wyn wat ons drink, dui op sy bloed. So as jy dit neem, net vir 'n oomblik, sien die kruis, sien Jesus. En in danksegging dat ek vandag aan hom kan dink, soos wat hy reeds aan my gedink het. Here, onse Here, ons kom kniel by die kruis. As ek hierdie brood in my mond sit, hierdie bietjie wyn,
en bely ek sondaar mens, maar het jubel in my hart as 'n verloste mens. Jesus, U wat deur U kruisdood vir my gesterf het. Amen. Ek nooi dan nou uit, asseblief kom vorentoe, kom hier, kom.
Geliefdes, as daar iemand van u is wat nie die vrymoedigheid gehad het om vorentoe te kom nie, dan sal een van die diakens vir u dan bedien. Is daar so iemand? Daar by die orgel. Baie dankie. Kom ons sluit af met hierdie lied. Ons skou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, verguis. Vir my het hy hom daar laat hang. Hy leef, hy sterf in my belang. Kom ons staan en sing ons dit saam. Geliefdes, ons eintlike afsluiting is dan nou nie hier in die kerk nie, maar daar waar ons dan nou, waar vir ons reggemaak is, met soveel liefde, ook dit wat daar vir ons voorberei is. Maar ontvang dan nou die seën van die Here, en mag God se vrede in die harte leef. Mag dan nou die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.